op is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit laat vaar die werke van sy hande. Amen. Genade vir julle elkeen en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Familie het gekies om 518 te sing, voel jy soms of die Here te ver, terwyl jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saam is. Kom ons sing dit saam met 518. Ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God, elke keer as ons by die sterwe van een van ons geliefdes kom, besef ons van net weer opnuut hoe broos en tydelik ons lewe hier op aarde is. Dat ons lewe maar 'n tentwoning is wat maklik afgebreek word. En dat ons hier nie bly in die woonheid. Dat ons lewe eintlik so bitter kort is, selfs al word ons diep in die 80 jaar oud. Maar teenoor ons tydelikheid en ons broosheid staan U wat die ewige God is. Die God wat geen begin en geen einde het. Die God wat van altyd af daar was en daar sal wees tot in alle ewigheid. Daarom bid ons U. Daarom buig ons voor U. Daarom eer ons U met ons hele hart. En ons bede vanmiddag is dat U wat ons God is, U wat ons trooster is, U wat ons herder is, ons vanmiddag in die hand sal neem en ons sal vertroos en sal versterk. Dit bid ons so besonder vir our 4 oorlewende kinders, hulle eggenotes, die klein kinders, en almal wat lief was wat aan die siel gee. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
net so bly sit, dan sou ons net een versie van 5:8 wat ook die familie gekies is, waar ons die bede uitspreek dat die Here by ons sal wees en dat sy lig ons lewenspad sal bestraal. 5:8 terwyl ons bly sit. Geliefdes van Tannie Sophie, geliefdes in ons Here Jesus. Dink nie een van ons raak ooit gemaklik met die dood nie. Geen nie om hoe oud 'n persoon was nie, geen nie om hoe siek 'n persoon was of hoe verswak sy was nie, geen nie om wat die omstandighede is nie. Want die oomblik van afsterwe bly so ontsettend finaal. En dit bring baie hartseer mee. Dit laat 'n leë plek agter in 'n mens se hart. En selfs al is daar soms by kere die verligting dat so 'n persoon is, bevry is van 'n swaar lyding, bly dit so ontsettend finaal. En ons harte is seer en ons het regtig te lewe. En die Bybel verstaan ook ons wisselende emosies oor die dood. En ek wil vanmiddag vanuit die woord 'n bietjie daaroor nadink en by die woord kers opsteek om ons te help om so 'n bietjie anders te kyk en anders te dink oor die dood van 'n geliefde. Die ouens ook oor ons eie dood. Daar word in die woord op verskillende maniere van die dood gepraat. Daar word gepraat van 'n angel wat daar in die dood is. Nou 'n angel is mos iets wat steek, wat seer maak, dit verwond. Daar word ook oor die dood gepraat as die laaste vyand wat verslaan moet word. Daar word van die dood gepraat as 'n bedreiging. En as ons bloot mense daaroor dink en praat, dan is dit ons wat julle familie Saterdagoggend beleef het met Tannie Sophie se ingang. Die angel het gesteek. Die laaste vyand het oorwin. Die bedreiging en die verskrikking het 'n werklikheid geword. En julle as familie is agtergelaat met 'n leë plek in die harte en in die lewens. Maar is dit nou al manier hoe ons na die dood kan kyk? Is dit al wat daar te sê is? Moet ons maar vanmiddag vir mekaar sê dat ons leef en op die ou kom die angel ons by, die verskrikking slaan toe en die bedreiging realiseer. Genade, moet ons nee sê, kan ons nee sê, want Jesus Christus het die verskil kom maak. Die evangelie, die blye boodskap leer vir ons juis dat die angel nie die laaste sê. En dat die bedreiging en verskrikking omvorm is tot iets heerliks. En daaroor word daar
op baie plekke in die Nuwe Testament geskrywe. In die pragtigste beeldspraak word daaroor gepraat. Ek wil vanoggend net by een van hierdie beelde stil staan. Die beeld van die Vaderhuis met sy baie woorde. Kom ons lees dit. Johannes 14. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarin jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarin ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien hom. Net ons bevraag. Die disippels is baie ontstel omdat hulle verneem dat Jesus nou van hulle af weggaan. Hy berei hulle voor op sy naderende kruisdood en dit is vir hulle verskriklik erg. Want hulle het alles gelos. Hulle werk, hulle huise, hulle families, om agter Jesus aan te gaan. Hulle het gedink, hy is die lang verwagte Messias, en nou gaan hy weg, en hy laat hulle oor aan hulle self. Dit ware aan hulle eie genade. En dis dan wat Jesus sê, dis tot julle voordeel, dat ek weggaan. Hy laat hulle nie steek nie. Nee, dit is juist terwille van hulle, dat hy weggaan. Want hy sê, ek gaan na die Vaderhuis toe. Daar waar daar baie woonplek is. En daar in die Vaderhuis, is daar nie net plek vir hom, maar is plek vir al Godse kinders. Hy gaan na die woonplek in die Vaderhuis, sê hy, om daar vir ons as sy kinders plek gereed te gaan maak. In eenvoudige taal gesê, hy gaan as het ware om ons kamer daar in die Vaderhuis te gaan regmaak. Dan sê hy, dan kom ek weer. Ek kom weer om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. En dit is die wonderlike uitkoms van hierdie daad van Jesus. Hy kom terug om ons te kom haal. En hy kom haal ons sodat ons vir altyd by hom kan wees, by hom wat ons verlosser is, by hom wat die koning van die hemel en die aarde is. En wat meer sou ons ooit kom vra as ons vir ewig by God kan wees. Daarom skryf die apostel Johannes ook in die mooiste beeldspraak in Openbaring 21. Hy sê, daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dat die woonplek van God nou by die mense is. En hoor nou, dat hy self trane van ons oë sal afvee. En dat hy by ons sal wees, as ons God. Geliefde familie, hierdie perspektief, wat die Here Jesus hier vir ons gee,
laat ons mos met ander oë kyk na die heengaan van 'n geliefde. Dan besef ons opnuut mos, dit gaan nie oor almal, of oor 'n bedreiging, of 'n laaste vyand wat verslaan word. Hoekom nie? Want hy het verskrikking op hom geneem, daar aan die kruis op Golgotha. Want toe hy daar aan die kruis doodgegaan, het hy doodgegaan, sodat ons kan lewe. Hy het in ons plek gesterwe, sodat die sterwe van 'n gelowige vir ons eintlik maar die deur gaan word na die Vader is, wat sy baie vertrek. As ons dit onthou, dan is daar trane, daar is hartseer, daar is ontsteltenis, maar daar is troos. Daarom roep my die disippels op in die begin van die hoofstuk, moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Tweedens, daarom sê hy in vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Die Here Jesus wil beklemtoon dat die weg na hierdie Vaderhuis, die pad na hierdie kamer wat vir my gereed gemaak is, net deur hom is. Hy en hy alleen bring vir ons die lewe. Want hy is die gestuurde van God. God wat in Jesus Christus self aarde toe gekom om sondaars te kom red. Daarom buig ons in geloof voor hom. Hy is ons Here. Hy is ons verlosser, ons salig maak. En elkeen wat in hom glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in hom glo, beerf die Vaderhuis met sy baie wonde, om vir ewig by God te kan wees. Geliefdes, te midde van die hartseer en die leerplek, is daar vanmiddag vir julle, maar vir ons almal, troos van die evangelie. Die troos dat daar in genade, ook vir Tannie Sophie, 'n plek gereed gemaak is in die Vaderhuis. Vir haar is daar nou 'n plek vir ewig en vir altyd. Want is hy wat daar kom haal, sodat sy by hom kan wees. Maar die genade van ons Here Jesus Christus is oorgenoeg vir elke persoon wat sy geloofsoog of haar geloofsoog op hom gerig het. En door hierdie troostvolle genade van die woonplek in die Vaderhuis, kan ons as gelowiges net sing en juig. En ons gaan dit net nou sing, by die Vader, maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy eer. Ja, hy kom weer verseker, om ons te maak. Here, dankie dat U vanmiddag vir ons 'n ander kyk op die heengaan van 'n geliefde gegee. 'n evangeliese kyk. 'n kyk met troos in. Dankie dat ons met geloofsoë vanmiddag juis kan opkyk en die Vaderhuis
en al sy heerlikheid kan raak sien. Vader, hy soet sy baie woon, dat daar nie meer dood is nie. Smart, leed, pyn of verswakking meer is nie, omdat U alles nie gemaak het. Dankie dat U ook in groot genade deur Jesus Christus vir elkeen wat in U glo plek gereed gemaak het. En dat U dit ook vir Homself gedoen het. Dis ons troos in ons hartseer. Dankie dat U haar gedra het ook deur die tye van haar siekte. Dankie dat sy deur dit alles gelowig gebly het, en haar geloofsoog op U gevestig het, al was sy al verswak. Dankie vir haar lewe, vir die gawes wat sy vir haar kinders gegee het. Dankie vir dit wat sy vir wyle om Joppie en die 5 kinders en hulle gesinne kon beteken het. Dankie Here dat haar hande vir niks verkeerd gestaan het nie, en dat haar kinders kan getuig dat sy 'n hardwerkende vrou was, wat regtig haar afgesloof het vir haar gesin en ander mense, en dat sy altyd diensbaar was. Ons dank U vir haar lewe, en ons eer U daarvoor. Vertroos dan in genade haar 4 oorlewende kinders met hulle eggenotes, die kleinkinders. Gee vir hulle ook wysheid vir die pad vorentoe, vir die beskerming en die sorg wat net U kan verleen. Sien ook hulle gesinne, bind hulle vas met bande van liefde aan mekaar. Dankie ook vir haar dogter wat soveel opofferings gedoen het om haar vir 'n lang tyd te versorg. Ons eer U daarvoor. Dit alles bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons gaan nou lied 599 sing wat ek aangehaal het aan die einde van die boodskap. Al 3 versies, maar vers 2 in besonder. By die Vader, maak hy vir ons moontlik, sodat almal wat in hom glo by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy eer. Hy kom weer verseker om ons te kom haal. Daarna bly hy staan vir die uitspreek van die seën, en neem weer die plek uit. What
liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met julle elkeen. Amen. Stel jullie plek in. Ek gaan nou geleentheid gee vir Bertus Myntjies om 'n kort rolleplek te lewe. Goeiemiddag almal, dit is nou my voorreg om 'n paar woorde te spreek oor onsself. 14 Augustus 37 is die lewensboek van Anna Magdalene, Anna Salene, mevrou Sophia Rood, gebore in Stad, oopgemaak. Sy was getroud met 'n Joppies geweet en gewoon as 'n buurvrou Avens, ma van 5 kinders. Daar was baie sakke sout opgeëet en geniet meer as 50 jaar van trouwe lewe en die tyd op die plaas geblewe. Van die sout is gebruik en worde vol lekker kos te bereid voorberei vir al die kleine mense om te geniet. Regte plaaskos en my gunsteling was natuurlijk nie broodjies in die pad. Sy het werklik 'n menslike belangstelling in mense gehad en was altyd bly oor besoeke en telefoon oproepe. 25 Mei laas maand is haar aardse lewe beëindig. Na volryk geseënde lewe van amper 87 jaar. Soos genoem wil sy altyd weet en belang stel in haar medemens welstand. Wil altyd weet hoe gaan het met die en met daai. Daar was so baie. As gevolg van die plaaslewe was sy baie lief vir diere, hoenders, honde, lammes, kalvers, voëls, blommetjies. Sy kon tyd spandeer om te kyk na 'n mooi blommetjie. Tot dit is ons steltenis, daai hondjie van ons besluit hy is haar kind. Hardloop in Melvers, spring op as skoot, dan sit sy om en skryf, en dan hou dit oor die hare, kom uit nie een saak gehad. In haar lewe is sy seker 100 boeke neergelees. Sy was gek oor speerverhaal, en altyd het gesoek het natuurlijk, sy rij te gaan soek. Koerante, huisgenote, was groot gunsteling, tot die keer. As dan iets was om te lees, dan lees ek die Rosia. Sy het gehou van die radio, TV nuus, en sy opspraakwekkende gebeure lang onthou, en was altyd verrassend bly oor kuiermense. En na tyd met ons was besoekers altyd vergeheim, en spiele te staan, by op sy voorraad. Dis was die naaste wat sy geglimlag het, maar ek weet haar hart was vreugdevol op baie. Ek het haar leer kritik en praktiek en al wat sy weet is op die bal in die palas en op vaak met klerkspeel. Verder het sy nie veel geweet van kritik was. Ek het by best probeer maak met my. Soos haar vriendin nie sê, ons gaan allemaal op ons sin gemis en sal die herinneringe koester vir haar omgeving. Dankie. Baie dankie Bertus, ons gaan vir Pieter eintlik gee om die bedankings te doen. Middag almal. Weet maar, met 'n swaar gemoed wat ek hier staan. Dan was die familie en vriende die volgende bedankings. As ek iemand vir abuisheid laat, vra ek verskoning daarvoor. Eerstens ons hemelse Vader, vir 'n ma, vir ouma, vir ouma Grootjie, en 'n vriendin vir soveel jare aan ons gegee. Al die vriende en familie wat besoek afgelê het, wat gebel het, wat belangstelling getoon het, baie dankie daarvoor. Ek sê ten spyte van al die hartseer, dankie vir die vreugde en liefde wat ons van haar ervaar het. Doen bekend vir jou begemoedende boodskap vanoggend, baie dankie. Dan Annelie Heymans, vir al jou werk, en jou vrienden,
die reëlings na afloop van die begrafenis, dankie daarvoor. Korelis Wilma Bouwer, die orgelspel. Wysin begrafenisondernemings, die reëlings, dankie. Dan aan Medikliniek, die hospitaal en welkom, dokters, personeel, by die algemene saal wat in die laaste paar weke van ouma se lewe daar behandel het. Dankie aan Blindkeer Groothuis, die personeel wat die laaste paar maande daar opgesien het. En dan wil ons spesifiek vir Suster Hester, vir haar opreg bedank vir die liefde en opregtheid wat sy aan ouma gegee het. Haar huisdokter, Dr. Pisa, wat altyd daar was indien sy nodig gehad het. Hy was nog 'n ware huisdokter in die sin van die woord. Hy het na die pasiënt se huis toe gegaan as dit moet. Want dan Mimi, ja, jy was haar hartvriendin vir 20 jaar. Dankie vir jou liefde. Plaasbure, Witten en Wales, baie dankie. Julle vir ouma en opa gedoen het. Haar susters van die Dina, van die Betty, vir julle gereelde oproepe. En dan Tippie, jy wat 13 jaar gekink het. In die laaste 3 jaar was het dag en nacht. Ek sê, as daar een is wat 'n goue medalje moet kry, sê jy. Nie net 'n medalje nie. Bertus en Jacob, al julle omgee en koffie maak en al die liefde wat. Dan die kinders, Betty, die Lou, Sophia, die Piet vir al julle liefde. En dan dankie vir almal se troostwoorde, vir 'n boodskap, vir 'n handdruk, vir 'n WhatsApp, vir 'n SMS. Opregte waardering hiervoor. Dankie vir die blomme en almal van julle wat vandag hier teenwoordig is. Ek het vir Sophia gevra van haar ma, waar sy gebly, toe sê sy nee. Sy weet sy is in Boshoff gebore, maar sy het baie rondgespring, want haar pa was so swerwer gewees, en ek wil eintlik aansluit met Dominee. As jy vat, ons het baie adresse op die aarde, maar eendag is dat net die finale adres wat jy het. Dis die hemel, as jy glo in Christus. Ek wil afsluit en sê, ons gaan ouma mis, ons is baie lief vir haar. Dankie. Vra dat jy almal staan, en jy sit die goed brief. Anna Sophia Rood, met liefde en eer herinnering sê ons baie dankie aan ons hemelse Vader, vir 'n wonderlike moeder, ouma en ouma Goedie, wat vir ons geleef het 86 jaar. Sy was uniek, altyd sagmoedig, nederig, barmhartig, blymoedig en hulpvaardig, en vol liefde, ware kind van God, so in ons hart gegee. Gaan haar geweldig mis en die verlangen sal altyd bly, maar met die versekering dat sy veilig in die arms van ons Here is. Groet ons aan, tot ons weer ontmoet. Ek gaan die draers se name lees en dan gaan die voorkom staan, en dan dat ons uit gaan voorloop en dan begrafnisonderneming volg en dan die draers. Dit die Myntjies dogter, die Lou Rood seun, die Sophia Rademeier dogter, die Bertus Myntjies skoonseun, en Pieter Rademeier skoonseun, en Dirk Eyspoort.
geloof. Want daarin sê ons glo in die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, maar waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, opstanding van die vlees en die ewige lewe. Geliefdes, dan is Sophie deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, die in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. En deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, sodat die gelowige kan uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou hoop? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het. Dood van 'n geliefde is 'n groot verlies, en dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by, en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal op om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers aan die kruis vir ons gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. En hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dit gee vir die daarse familie vir die daarse eerbetoon. Daarna kan die res van die familie en vriende nader staan. Baie dankie.
graf neerlaat. En dan as daar mense is wat wil help toegooi, die familie is hier welkom om dan toe te gooi. It's not all
dark nights we dance. I reach across the canvas and I take you in. My world is so complete when I look at you. A masterpiece is all I see. When God paints, sometimes
Ek kry net nie veel vrae wat jy nie so lekker verstaan. Dit kan mos.